Gek oor haar eie Afrika, ondier episode 88. Dit is byna donker toe die vliegtuig eers oor Tofu sirkel, voordat Aleid dit na die Barra lughawe stuur om daar te gaan land. Natuurlijk het Sergio al die voorreg gehad om die plek uit die lug te sien, maar Lia verkyk haar aan alles daaronder op die grond. Sy is gewoond aan vlieg. Sy het al in die kleinste muggies tot die grootste lugbusse en Boeings deur die wolke gebreek. Nie aan stuur van sake nie, wel as passasier, maar hier by die see en oseaan is dit nuwe plekke wat haar begroet. Uit die lug lyk dit vir haar asof hulle op 'n eksotiese eiland gaan land. Hoe goed is dit om saam met Sergio in Aleid se vliegtuig te kan wees, dat alles weer reg voel tussen haar en haar hart se punt. Daaronder op die grond wag Pa Martinez vanaand alleen op hulle. Hy weet mos, hy moet 3 mense oplaai, en hy weet, hulle kom altyd met baie goed hier aan. Vandag is Aleid by. Hy wag vir mense om van Suid-Afrika af in te vlieg, en dan neem hy hulle Vrydag deur Tanzanië toe. Dan keer hy Dinsdag terug hiernatoe met daardie gaste, sodat hy weer vir Lia en Sergio kan oppik en terugneem na Hurters Retreat toe. 'n lekker vol program. Sergio en Lia sal hom so om en by 10:00 môre hier by die lughawe besorg, want sy gaste land om en by 11:00. Natuurlijk laat Sergio se mense weer vir Aleid gratis hier by hulle tuis gaan. Sergio gaan hulle nooit daarvan genees nie. Sy ouers hou van uitdeel, en Sergio se vriende is mos hulle sin, en vriende betaal nie. Die honde en katte is soos gewoonlik vreeslik bly om hom te sien, maar die hoenderhaan skitter in sy afwesigheid. Hy's gevang en waarskynlik teen die tyd al opgevreet, sê sy sussie. Hulle het een aand gesien hoe iemand hom jaag. Hulle het vir die persoon geskree, los uit, dit is ons hoender. Maar die volgende dag was die pragtige dier skoonveld, toe het hulle vere daar naby in 'n veld gekry. Verstaan julle? Lia sien dat Sergio se suster Sylvia se konstruksie daar in haar onderlyfie fliks aan die vorder is. Sy mik mos nou vir haar 3de trimester van swangerskap. Wat is vanaand op die spyskaart? Vra Pa Martinez. Hy en Aleid help om die goed van die kar af te dra na Sergio se woonstel toe. Aleid het mos net 'n klein naweek sakkie by hom, so hy kan help dra. Nie hoender nie, roep sy vrou uit die kombuis en drafstap nader om vir Sergio en Lia te kom begroet. Sergio, ek het jou beach buggy deurgekyk en geservice, vertel swaar Diego. Ek hoor jy wil met hom rondry die naweek, en dan gaan julle blykbaar die Fransman môre terugneem lughawe toe. Good luck. Dankie, maar hoekom good luck? Wonder Sergio. Dink jy ons gaan dit nie maak met daai enetjie nie? Het ek regtig gesê good luck? Wonder Diego. Ek het eintlik bedoel enjoy. Hy sit sy hand langs sy kop en stuur dit in die lug in. Korreksie, dames en here. Daar is mos 'n Fransman by. Die klomp moet Engels praat terwille van hom, en hy verstaan nie Portugees nie. En helaas, daar's nie baie Fransmanne wat goed Engels kan praat nie. Wel, as die duinebesie sukkel, gebruik julle my kar, troos Sergio se pa. Aleid het 'n kamer bo in die huis lodge, en Sergio en Lia dra die res van hulle goed af na die woonstel daaronder. Die plek is skoon gemaak en die beddegoed ruik heerlik vars. Dit voel selfs vir Lia soos tuiskoms, veral toe Sergio haar 'n oomblik in sy arms toevou en innig soen. Jammer dat dit hierdie naweek alweer net by soen gaan bly, dink sy by haarself. Daar mag nie maandag DNA bewysstukke op Dr. Klets se radar verskyn as hy haar ondersoek nie. Hy moet maar glo dat hulle vreeslik stil en soet gedra het die afgelope maand. Wat eintlik wel die geval is,
dink Lia. 2 kleinerige oortredings. Sy hoop net nie daai Hollander het 'n 6de sintuig nie. Maar die klein duinige spysie skakel Vrydagoggend met die eerste draai van die sleutel aan en Lia en Sergio laai die boksies wat na die winkel in tofu moet gaan agter in die buggy. Daar is ook 'n boksie met voorbeelde wat sy vir nog 'n paar winkels hier langs die kus wil gaan wys en haar bestelboek is in haar handsak. Sy en Sergio gaan na die lughawe uitstappie 'n padreis kus langs onderneem met hierdie oulike oranje en blou karretjie. Hulle gaan uitwees vir 'n groot deel van die dag, want alhoewel die kaart wys dat die reis so ongeveer 2 ure gaan duur, gaan hulle dit soos toeriste aanpak, kort stilhou, die see van oral af bekyk en geniet, en ook in die winkeltjies oral rondloop, selfs na die lodges daar naby kyk. Dit is op vandag se program. Môre beloof Sergio om meesal by die familie by die huis te kuier. Hy sien sy mense mos min genoeg. Na ontbyt stap hulle na die oranje en blou glasvesel dingetjie toe. Onder Aleidse luide besware klouter Lia agterin. Sy moet mos langs haar man lief sit, sê hy. Nee man, ek sit agter, jou bene is langer as myne. Op die lughawe wag hulle om te sien dat Aleidse groepie van 6 by hom aansluit. En wanneer hy met hulle uitvlieg, gaan klim hulle terug in die buggy en gaan laai eers die bestelling by die winkel in tofu af. Die vrou daar is so vriendelik soos altyd. Sy skryf sommer vir Lia die name van 'n hele paar plekke neer in die rigting waarheen hulle gaan ry, wat waarskynlik ook sal belangstel in haar unieke keramiekprodukte, handgemaak, direk by die kunstenaar aangekoop. Daarna vat hulle die pad eers suidwaarts om rondom die baai te gaan en toe noord in die rigting van Jankhomo. Dit voel soos vakansie en natuurlik koop hulle te veel meer goedjies as wat Lia bestellings voor inkry. Ag, maar wat maak dit saak? Die omgewing is pragtig en die geselskap waarin sy verkeer onverbeterlik. Dit is heerlik om saam met Sergio te ry, al raas die ou volle engine onder die plastiek kap van die karretjie so, dat hulle skaars mekaar kan hoor wanneer hulle praat. En daarom ry Sergio maar redelik stadig. Hulle is nie haastig om iewers te kom nie, en dit mag hulle maar heeldag neem. Teen 2 uur deel hulle 'n bordjie calamari en 'n bakkie slaai. Hulle mag nie te veel deur die dag eet nie, want hulle gaan blykbaar vanaand braai saam met die familie. Sergio se mense beplan vir elke dag iets, want as hy hier kuier, wil hulle soveel as moontlik van hom te sien kry. So hier en daar stuur Lia vir Jan en die klomp op die plaas ook foto's van die mooi plekke wat hulle hier langs die see sien. Terwyl hulle later braai, vra Diego natuurlik weer: Sergio, is jy lus om môre te gaan visvang saam met my? Weer saam met daardie skipper van laas? Nee, dalk nie, keer Sergio en kyk na Lia. Jy moet nie bly ter wille van my nie, Sergio, keer sy. As ek 'n man was, het ek self môre op so 'n skuit gaan klim en probeer visvang. Ek het nog net 2 keer probeer vang, en dit was verskriklike groot pret. Regtig? Wanneer? Sergio lyk verras. Toe ek klein was. Wil jy weer gaan? Wil jy saam gaan? Sergio draai na Diego. Laat hulle vroue ook op die skuit toe? Ja, daar was al girls op die skuit. Wel, as Lia kan saamgaan, dan kan jy my maar ook intel, sê Sergio. Wel, gaan dit iets kos? Wil Lia opgewonde weet. Nee, as jy vis of 2 vang en die kitty gooi, kos dit jou niks nie, verduidelik Diego. Wauw, dan gaan ek verseker saam. Is dit reg, Sergio? Natuurlik, my meisiekind. Hoed, toeklere, sonbrandmiddel. Al is dit winter, kan die son 'n mens looi. Vra vir my, vertel sis Sylvia.
So was jy ook al saam op een van daardie visvangskuite? Vra Lea. Natuurlijk, ek en my pa. Ek gaan nie sonder my pa nie, want ek sit nie self aas aan die hoeke nie en ek weier om die visse af te haal. Diego wil het nie vir my doen nie, want hy is mos professioneel, maar my pa help daarom altyd. So gaan oom môre saam? Vra Lea hoopvol. Daardie is 'n stukkie detail waaraan sy nie gedink het nie. Sy sal ook nie wil aas aan die hoeke sit nie en definitief nie 'n lewendige vis daarvan afhaal nie. Nee, Lea kind, nie die keer nie, glimlag die liewe ouer man. Maar ek is seker Sergio sal nie omgee om te help met daardie taakie nie. Wat sê jy, ou seun? Glad nie. Maar moet net nie soveel visse vang, dat ek besiger is met jou stok as met myne nie, spot hy en trek haar styf teen hom vas. Ek sal sorg dat die kombuis vir julle toebroodjies pak, salami, maaskas en agurkies. Maar Martinez draf eers weer weg om te gaan opdragte uitdeel. Wat 'n belewenis om saam met die manne op die oop skuit uit te gaan, na daar waar jy uiteindelik net blou waters rondom jou sien. En daar is sowaar vandag nog 'n vrou op die boot, en Lea begin dadelik om met haar te gesels. Rondom hulle raak van die manne seesiek, maar Lea staan vas. Genadiglik is bewegingssiekte nie een van die piepe waarmee sy uitgereik is nie. En noem het beginners geluk, sowaar trek sy die eerste vis in. Haar hoed rem aan die bandjie waarmee sy dit om haar nek vasgemaak het, en Sergio druk het terug op haar kop. Hy is duidelik meer bekommerd oor haar rooi brandligte velletjie as sy self. Met die laaste entjie om in te katrol, gryp Sergio een van die vangnette en help haar vis tot in die boot. 'n mooi een, en Sergio soen haar kaplaks op die mond om haar geluk te wens, voordat hy begin om die ding los te maak. O, okay, sê een van die ander manne, en staan ook nader vir sy soen. Hy wil ook geluk wens, maar Sergio keer met 'n vinger in die lug, daar waar hy met die vis spook. Hi Kona, Lea is off the limits. Daai enetjie is myne. Spoil sport, raas die man, wie se lippe nog steeds in haar rigting tuit, en Sergio lag maar net by homself. Maar dit is lekker om te weet dat daar 'n man is, wat haar sal beskerm as een van die ander aangeklamde vakansiegangers of vissermanne uit lyn probeer stap. Vreemd dat Diego en Sergio nie hierdie ronde met 'n kas bier aan boord gestap het nie. Die twee is besig om uit te sober. 2 biere vir elkeen en 2 Smirnoffs vir Lea. Sy gee haar tweede Smirnoff vir die ander vrou daar, wat haar visvang blykbaar baie besonder ernstig opneem. Sy neem die toebroodjie wat Lea bereid is om met haar te deel, ook dankbaar aan. Is dit dalk die eerste kos wat sy in 'n lang tyd kry om te eet? Lea is skraal, maar daardie vrou is brandmaar, sien sy. Sy is ook heel wat ouer as selfs Sergio, dalk al diep in haar 40's. Haar effense blasvel lyk asof die son menigte kere dwars deur al 7 lae gebrand het, en daar is pleisters aan 4 van haar vingers, maar sy doen haar visvang werk blymoedig, en sy lyk meer beëindig met die aas aansit en vis afhaal as baie van die ander manne. Ek is Lea, hierdie is Sergio, my boyfriend, en dit is sy swaar Diego. Verloofde, korrigeer Sergio haar, met sy oë vermaanend op die manne daar by hulle. Die ouens moet nie dink dat hierdie enetjie nog vlieg nie, sy het 'n nes, waarheen sy vanaand gaan terugkeer. Hulle nes, let wel, die vrou antwoord. Ek is Mika. Is jy van hier rond? Vra Lea. Nee, ek het tot nou toe heel wat gereis, maar ek beplan om my hier rond te vestig, as ek 'n vaste werk kan kry, anders as die visvang. Watter soort werk? Vra Diego met sy mond vol toebroodjie. Enigiets, selfs
huis skoonmaak, sê die vrou. Wel, waar woon jy op die oomblik? Waar kry ons jou as ons van iets hoor? Vra Sergio ook nou. Ek het nie 'n vaste adres nie. Ons mense het 'n lodge hier op Tofu. Miskien kan ons daar gaan, hoor? Lia kan sien dat Sergio effens versigtig is met daardie vraag. Hy wil nie dat die vrou moet dink dat hy enigstens by haar aanlê nie. Maar iets vertel vir hulle dat hier meer agter die vrou skuil as wat haar uiterlike wys. Lia sal self graag wil uitvind wat dit is. Watter lodge praat julle van? Vra die vrou. Daardie Paradise Lodge, so end af, in Tofu, sê hulle. Eers toe hulle terugkom by Diego se bakkie, merk hy op. Miskien was dit nou nie die regte ding om vir haar ons adres te gee nie. Hoekom nie? Vra Lia en Sergio gelyk. Man, eers toe ek haar so mooi begin bekyk, het ek begin dink. Ek sweer, dit is die vrou wat ons hoenderhaan gejaag en gevang het, antwoord Diego en klim agter die stuurwiel van sy bakkie in. Word vervolg.